Want ek wil meer soos Jesus wees. En ek wil doen wat hy begeer. Sal hy die werk wat hy begin in my voltooi. Sal hy my elke dag verander, net soos hy wil. Goeiemôre aan al my reisgenote wat saam met my deur die psalms reis. Ek wil vandag begin deur baie dankie te sê vir al julle woorde op al die verskillende sosiale platforms. En ek wil ook dankie sê dat julle die boodskappe share, ook vir julle vriende en vir almal rondom julle. Ek waardeer dit regtig opreg. So help jy ook om die evangelie te versprei, want wie weet of iemand dalk deur jou toedoen bemoedig was en dalk geïnspireer was net toe hy of sy dit nodig gehad het en jy dit gestuur het. Nou ons is vandag by die tweede gedeelte van Psalm 119. Nou wie weet hoeveel gedeeltes ons gaan hê, hoeveel dele van hierdie psalm ons uiteindelik gaan opneem. Vat 'n bietjie, miskien 'n raaiskoot en dan los jy 'n comment, dan kyk ons of jy reg was aan die einde van hierdie psalm. Ons lees vandag Psalm 119 vers 4 tot 6. Vers 4 sê, U het U bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om U insettinge te onderhou. En dan sê die psalmdigter in vers 6, dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al U gebooie let nie. Nou dit is so belangrik om vandag te besef dat jy nie die enigste wese op aarde is wat bevele of insettinge of gebooie ontvang het waarbinne jy kan funksioneer en lewe nie. En by the way, hierdie wette of weë is nie bedoel om jou te straf of om jou seer te maak. Inteendeel, dit bring lewe en die lengte van jou dae, wat voorspoed en gesondheid beteken. Vir jou informasie, die totale sterrestelsel, al die waters, al die diere, is onder die heerskappy van wette wat God vir hulle neergelê het. Die Here se weë of sy gebooie het hy vir jou gegee as 'n geskenk om jou te seën en om jou te beskerm. So hoe gouer jy jou persepsie oor sy gebooie verander, hoe gouer gaan jy die seën daarvan begin beleef en ervaar in jou lewe. Die Here se weë is ontwerp en geskep deur die Here en vir jou gegee om alle forme van selfsug en liefdeloosheid uit jou hart en uit jou lewe te elimineer. En daardie lelike goggas wat hier in jou wese is, te vervang met geestelike vrugte wat liefde en selfloosheid in jou installeer. Pragtige vrugte, soos Paulus in sy brief aan die Galasiërs skryf, daar in Galasiërs 5 vers 22 tot 24 sê hy, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge, sê Paulus, is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Nou daaroor 'n bietjie later, as ons praat oor die kruisiging van ons ou mens. Dit is so belangrik om te verstaan dat wanneer ons tot bekering kom, ons gevul word met Jesus se Gees, die Heilige Gees. En dat die Heilige Gees se versiere dan skielik ingestel is op al die goggas van selfsug en liefdeloosheid hier binne in jou hart. Paulus noem 'n paar van hulle op.
Hy sê daar in Galasiërs 5:19-21, praat hy oor 'n paar van hierdie goggas. Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy sien, in al hierdie goeters is daar elemente van liefdeloosheid. So, jy moet verstaan dat die Heilige Gees jou wil lei en jou wil krag gee om jou rug op hierdie dinge te kan draai. Nee te sê en weg te stap daarvan en dan gehoorsaam die weë van die Here te volg. En so spyker jy die sonde van jou ou mens teen die kruis, deur hom daagliks op 'n progressiewe manier dood te maak. Die ou mens praat ek van. Die Griekse woord wat gebruik word is die woord metanoia, wat letterlik beteken om jouself in die spieël van die Here se gebooie raak te sien, die goggas raak te sien, en jou sonde dan te erken, daardeur diep geafronteer te word, en dan weg te draai en daarvan weg te stap, deur 'n 180 grade omkeer te maak. Onthou, nie 360 nie, 180. Hierdie proses wat ons heiligmaking noem, is die Griekse woord parakletos. Dit beteken om die ou mens uit te trek, nuwe mens aan te trek. Die ander manier om dit te beskryf is dat die Heilige Gees jou attent maak en wys op hierdie dinge en jou dan die krag gee om dit dood te maak deurdat jy dit oefen tot jy dit ophou doen en dan sodoende jou weë herskryf met God se weë, of dan die wêreld se weë herskryf met God se weë. Hierdie waarheid staan in Romeine 12 as jy dit wil gaan lees. Romeine 12 vers 2. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Onthou jy, God het sy wil op 2 kliptablette neergeskryf. Hierdie proses gebeur soms eensklaps, maar ander kere gaan dit gepaard met baie oefen tot jy dit reg kry en ook baie toewyding. Maar hier is die geheim. Die Heilige Gees gee vir jou en vir my die krag om dit uiteindelik reg te kry. Deur die bonatuurlike krag, dieselfde krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, gee die Heilige Gees vir jou en vir my. Hoor wat sê ons Psalm vandag, 119 vers 5. Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou. Selfs die psalmdigter het soms gesukkel en soms maar weer en weer probeer. Ons troos vandag lê in vers 6. As ons aanhou en nie opgee nie, gehoorsaam oefen en dit doen tot ons eendag ons laaste asem uitblaas. Wat? Sy weë. Dit doen, dit oefen en dit praktiseer elke dag. Kom sê vers 6 vir ons. Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let. Hoor gou 'n bietjie wat sê Openbaring 2 van vers 11 vandag vir jou. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, die wat met ander woorde volhard tot die einde toe, sal deur die tweede dood geen skade ly. Die eerste dood, weet jy, is wanneer ek en jy ons laaste asem uitblaas en jou vlees doodgaan en jy begrawe word. Die tweede dood egter is die ewige dood, die geestelike dood. Wanneer mense by die wit troon oordeel, saam met die duiwel in die vuurpoel
of die hel ingegooi sal word. Jesus wil hê dat ons elke dag meer en meer soos hy sal wees. En hy gee vir ons die krag deur sy Heilige Gees om dit reg te kry. En dis wat hierdie Psalm ons vandag wil leer. En soms struikel ons nog steeds en val ons nog steeds met ons gesig in die modder. Dit gebeur. Maar dan staan ons maar weer op en ons oefen en ons doen die wil en die weë van die Here. Here Jesus, maak my skoon, dat die Gees in my kan woon, want ek het dors om naby aan U te kom. Elke treukie wat ek loop, wil ek vashou aan die hoop, dat U deur die Gees my lewe kom verander, want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi, sal U my elke dag verander soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Aba Vader, ek bely al die sonde binne my, en ek wil bid, Heer, dat U bloed my nou bevry. Elke dag wat U my gee, wil ek net vir Jesus leef, sal U deur die Gees my lewe kom verander, want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi, sal U my elke dag verander, net soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus.